Goeiemôre, blanke familie. Dis vir ons interessante tye en dit is baie vreemd om nie weer te wees nie. En spesifiek op groot dae en op wonderlike dae kan ons gewoon saam met mekaar celebrate. En ons wil vandag sommer net 'n bietjie terugdink aan wat oor so 2 weke terug hierso in Blanco gemeente gebeur het. 16 Mei 1951 het Blanco gemeente afgestig van George Moeder gemeente. En dit is 69 jaar later en hier is ons nog steeds in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Hoe sê mens baie geluk aan 'n gemeente? Eintlik wil ons dankie sê. Dankie vir almal voor ons in die gemeente was, leiers, gemeentelede, almal wat nou hier is in die pad saamstap. So baie geluk, maar baie dankie. En ons groot dank gaan aan die Here. Ons gee alle eer en alle lof aan hom vir Blanco gemeente en mag almal van ons die visie van die gemeente as 'n roeping sien wat ons dag vir dag leef. Baie dankie. Mooi dag. Goeiemôre. Welkom by vanoggend se diens. Welkom uit 'n baie koue Kaap. Lyk my ons hele land het hierdie week lekker sneeu, koue en reën gehad en daarvoor eer ons die Here. Ek groet jou in die naam van ons Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Weet jy dat God jou vanoggend kom groet en hy sê vir jou genade en vrede. Net 'n praktiese reëling voor ons wegspring. Aan die einde van die diens gaan ons nagmaal bedien en daarvoor kan jy solank 'n stukkie brood en ook wyn of sap gereed kry as jy die vrymoedigheid het om saam met ons nagmaal te gebruik. Wat 'n ongelooflike week was dit nie. Ek is heeltemal anders. Ek is verseker anders en ek sê dit nie maar net omdat ek dit moet sê of omdat ek 'n droom gehad het oor hierdie Pinkster nie. Ek weet nie of julle kan onthou nie, maar met verlede Sondag se oggenddiens het ek aan die begin gesê dat ek hoop dat en bid dat elkeen anders sal wees. Nie omdat hulle my stem gehoor het of iets wat ek gesê het nie, maar omdat God in elkeen met sy gees gewoel het. God het verseker in my gewoel. As ek sien hoe ek elke oggend leeg voor God gaan sit het met niks wat ek op my skerm het nie en dan aan die einde van die dag is daar 'n hele boodskap op my skerm, dan besef ek, die Heilige Gees het regtig gewerk. En daarvoor is ek so dankbaar. Sommige dae weet ek, moes die Heilige Gees maar swoeg om my op dieselfde blad te kry, maar daarvoor is ek vir hom so dankbaar en gee hom al die eer. As jy dalk die week nie saam met ons elke dag deur die saligsprekinge gestap het nie, kan jy gerus gaan na kruispad.tv of op YouTube Kruispad TV en na die vorige eredienste kyk. Ek verseker jou, jy sal anders wees. Die Heilige Gees sal ook saam met jou op hierdie pad stap. Kom ons kyk so 'n bietjie na waardeur ons die afgelope week gestap het. En ons kyk na die saligsprekinge weer 'n keer. Steek jou hand op. Ons is nie so in beheer soos wat ons dink nie. Ewe skielik besef ons hoe nietig, hoe klein, hoe buite beheer, hoe beheerloos, hoe onmagtig die mens is. Ons moet ons hand opsteek en sê dat ons dit nie maak nie. Ons is so afhanklik van hom. Sonder hom kan ons dit nie maak nie. Gelukkig is almal wat van God se goedheid en sorg afhanklik is. Trane vind God se hart. Almal van ons duik so nou en dan in die hek. Wees eerlik daaroor. Treur oor jou dom keuses. Jy sal God se hart deur jou trane sien en sy vreugde sal jou oorspoel. Gelukkig is almal wat hartseer is oor al die pyn en swaar kry in hierdie wêreld. Bly kalm en stap voor. Sagmoedigheid produseer vrede. Dit vergewe en wraak kom nie eens in ons gedagtes op nie. 'n Sagmoedige gees help 'n mens om nog steeds rustig en happy te wees, selfs in stormagtige tye. Dit bly in beheer
en is 'n stil, sagte gees. Gelukkig is almal wat nie dink dat hulle belangriker as ander mense is nie. Maak die tenke vol. Ons moet regtig dors na 'n opregte verhouding met God. Ons moet regtig honger wees dat God sy belofte sal waarmaak. Jesus sal jou dors les en jou maag wat so gor stil maak. En jy? Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. 'n narkie vir jou. Watter geur gee jy in die wêreld af? Wat ons doen of wat ons nie doen nie, gee tog 'n geur af. Wanneer ons ander se nood en seer en swaar raak sien en iets daaraan doen, is dit 'n wonderlike geur wat opgaan na God. Doen dit net. Gelukkig is almal wat regtig vir ander mense omgee. 'n skoon hart om vrede te saai. Ons harte is nie lekker skoon nie. Ons moet voor God gaan sit en een vir een die vullis uitpak. So wil God ons gebruik om vrede te gaan saai, om oral waar ons gaan vrede te plant en te laat groei. Geseënd is die wat rein van hart is, en gelukkig is almal wat vrede maak tussen mense wat in vyandskap met mekaar leef. Voor ons na die woord van God luister, kom ons eer God deur die volgende lied van Willie Joubert en Romans, Soli Deo Gloria, want ja, al die eer kom God toe. Van die diepste see tot by die hoogste krans, deur die lowergras tot waar die reebok dans, van die kraters in ons fundament tot by die uithoeke van ons verste maan. Alles wat lewe, alles wat lewe, alles wat leef, moet die Here loof. Hef jou hande op, laat die skepping buig, laat die water val en die riviere juig, deur die vlaktes tot by die horison, oor die vrye wêreld moet ons sing. Alles wat lewe, alles wat lewe, alles wat leef, moet die Here loof. Soli Deo
Matteus 5. Eendag, toe Jesus sien hoe baie mense na hom toe kom, het hy teen 'n berg opgeklim sodat hy hulle kon leer. Sy volgelinge het saam met hom teen die berg opgeklim. Nadat hy gaan sit het, sê hy vir hulle: Gelukkig is almal wat van God se goedheid en sorg afhanklik is. Hulle sal definitief 'n plek kry in sy nuwe wêreld. Gelukkig is almal wat hartseer is oor al die pyn en swaar kry in hierdie wêreld. God self sal hulle trane afdroog. Gelukkig is almal wat nie dink dat hulle belangriker is as ander mense nie. God sal sorg dat elke stukkie grond in sy nuwe wêreld aan hulle behoort. Gelukkig is almal wat met alles in hulle daarna streef om te doen wat God vra. Hy sal binnekort hulle verlange na hom vir altyd wegvat. Gelukkig is almal wat regtig vir ander mense omgee. God sal binnekort vir hulle wys presies hoeveel hy vir hulle omgee. Gelukkig is almal wie se lewe van binne af nuut geword het. God sal sorg dat hulle hom met hulle eie oë sien. Gelukkig is almal wat vrede maak tussen mense wat in vyandskap met mekaar leef. God sal op die laaste dag voor almal sê dat hulle sy kinders is. Gelukkig is almal wat deur ander mense beledig en vervolg word omdat hulle doen wat God vra. Hy sal sorg dat daar vir hulle plek is in sy nuwe wêreld. Gelukkig is julle wanneer ander mense julle te lyf gaan, julle sleg sê en klomp leuns oor julle vertel omdat julle my volgelinge is. Wanneer dit gebeur, moet julle sommer baie bly wees. Spring op en dans rond van vreugde. Want dan wag daar 'n baie groot beloning op julle in die hemel. Wanneer hierdie dinge met julle gebeur, moenie moed opgee nie. Onthou, God se boodskappers het nog altyd deurgeloop onder ander mense se haat. Lank voor julle tyd is die profete al vervolg. En nou vir die laaste saligspreking. Gelukkig is almal wat deur ander mense beledig en vervolg word omdat hulle doen wat God vra. Dis nie 'n maklike een nie. Ons verstaan dit ook nie heeltemal nie, omdat die meeste van ons in 'n land woon waar Christendom nie in die spervuur is nie. Maar ons moet ons onthou dat Jesus die preek hou vir die disippels en sy volgelinge wat langs hom daar by die berg is. En op 'n manier is Jesus besig om hulle te waarsku. Jesus berei hulle voor deur vir hulle te sê wat met hulle gaan gebeur en die prentjie is regtig nie mooi nie. Jesus sê vir hulle dat hulle soos misdadigers gaan wees met 'n losprys op hulle kop en hulle gaan gejag word. Mense sal nie 'n klip ongeroer raak om hulle in die hande te kry nie. Hulle sal swaar beboet word en soos melaatses na die rand van die samelewing uitgeskuif word. Hulle sal gebrandmerk word as verbode mense in 'n samelewing en sommer net so in die tronk gegooi word. Hulle sal byname gekry word en vervloek word. Hulle sal vals beskuldig word van dinge wat hulle nie eers gedoen het nie. Sonder enige waarskuwing sal hulle eiendomme en dit wat hulle het net van hulle af weggevat word. Hulle sal getuister word, sê Jesus. Hulle sal gemartel word en op die ou end sal hulle doodgemaak word. Hulle sal so skape gelei word ter slagting. En ek vra vir myself, ek wonder of ek mans genoeg sou wees om dit deur sou te kon maak. Hulle moes dit alles weerstaan ter wille van geregtigheid, ter wille van die regte ding doen, om Jesus se ontwil. Daarom het hulle dit gedoen, en was hulle mans genoeg en vrou genoeg om dit te kon doen, om reg te doen. Dalk word ons nie in dieselfde mate onder druk geplaas in hierdie wêreld nie, maar ons moet besef dat die wêreld se reëls is heeltemal anders as ons Christene se reëls. En dit het reperkusies vir ons. In die wêreld leef almal vir hulle self en in die meeste van die gevalle ten koste van ander mense. Dis net my drome en waar ek kan uitkom en as ek in die proses op iemand moet trap, dis eintlik fyn. Dis hoe die wêreld lyk. Die wêreld sê, ek sien nie die ander mense se nood raak nie, want dit trek onnodige energie, wat hulle eintlik net op hulle self wou gespandeer het. Jy sien, die wêreld het heeltemal 'n ander stel reëls as wat ons wat agter Jesus aanstap het.
Ons stap soos Jesus in die wêreld. Ons het die ander se nood die heeltyd in die oog. Ons kyk die heeltyd uit waar ons Jesus se hande en sy voete kan wees. Ons het ander se nood in die oog en stop waar ons kan help. Ons staan op vir die verontregtes. Ons wil met alles in ons God se wil doen. En is nie bang om op te offer nie, om geld te gee, om tyd te gee, wat ook al nie, want dit is waarin ons glo. Sien jy die twee teenoorgesteldes? Hulle stamp die heeltyd koppe. En dit is so ver soos wat die ooste van die weste af verwyder is, en nou moet hulle in dieselfde wêreld beweeg. Daarom, as jy opstaan vir Jesus se droom in hierdie wêreld vandag, is die kans baie goed dat jy eers 'n bietjie wind van voor gaan kry. Wanneer jy mense gaan konfronteer, al is dit nie met jou mond nie, maar met jou dade, is daar 'n manier dat jy dalk kan teenstand kry. En dit is die verdedigingsmeganisme van die wêreld wat inskop. Hulle wil nie hê dat hulle hok geskit moet word nie. Hulle wil nie hê dat hulle uit hulle comfort zone gehaal moet word nie. Al wat hulle het om dit te verdedig, is om skietskiet die wêreld in te kom en vir jou uit te skuif na die rand toe. Hulle sê jou sleg en druk jou op 'n manier heeltemal in mekaar en ontneem jou van 'n klomp regte. En so kan swaar kry op ons neersak. Die wêreld reageer op twee maniere op ons wat Jesus in die wêreld gaan uitleef. Eerstens, hulle sien hulle sonde, hulle het berou en kom tot geloof, of hulle verwerp Jesus se boodskap en vervolg ons. Ons moet deur albei aangevuur word, en dis nie maklik nie. Ja, dis maklik om aangevuur te word deur die suksesse, en is so half 'n cherry op die koek, waarvoor ons werk, die vrug op ons werk, en dit bring hoop en vreugde as nog 'n skaap in die kraal by God uitkom. Maar is nie so maklik om aangevuur te word op die tweede reaksie, waar mense Jesus se boodskap verwerp en op die ouend vir ons vervolg. Want nou vat dit hier aan ons lyf. Ons word uit ons gemaksones uitgepluk, nie hulle nie. Dit trek ons energie. Maar weet jy, dan stap ons binne die lyf van Jesus. Want Jesus is net so vervolg toe hy hier op aarde was. Hy moes die spot en die beskuldigings moes hy weerstaan. Hy moes maar net toekyk hoe mense op hom spoeg en hom met swepe slaan. Hy is vervolg tot by die kruis, ons weet dit, en daar is hy dood. As jy vir Jesus kies, is die kans goed dat jy ook ergens by jou kantoor of by vriende in die spervuur gaan staan en swaar gaan trek. Maar, en dis die goeie nuus, sê Jesus, is daar 'n belofte. Ons plekkie is in die hemel bespreek. Ons beloning kom. Miskien nie in hierdie wêreld nie, maar verseker hierna. En watter ongelooflike belofte is dit nie. Hieraan moet ons vashou. As die houe op ons neerval, moet ons aan hierdie hoop vashou. Die wêreld kan nie hierdie beloning van ons wegvat nie. Maak nie saak wat hulle aan hierdie aardse liggaam kom doen nie. Ons sal wel eendag met 'n verheerlike liggaam deur die hemelse hekke stap op die goue strate en saam met Jesus aan die wonderbaarlike tafels gaan sit. Kyk wat sê Matteus 6 vers 12. En wanneer dit gebeur, moet julle sommer baie bly wees. Spring op en dans rond van vreugde, want dan wag daar baie groot belonings op julle in die hemel. Want dan wag daar baie groot beloning op julle. Dis 'n belofte wat die Here vir ons gee. 'n belofte wat ons moet deurtrek deur die swaar tye. Ons het die afgelope week gekyk na hoe die lewe moet lyk van 'n nuwe Christen. Ons het gehoor dat dit nie so maklik is nie. Maar gelukkig het ons ook gehoor dat die Heilige Gees daar is om ons te help. Ons moet meer en meer van hierdie kamers in ons geestelike liggaam oorgee vir die bestuur van die Heilige Gees. Ja, ons moet die stuurwiel oorgee en na die passasierssitplek self oorskuif, want dan sal dit 'n ongelooflike reis wees.
En vandag met Pinkster vier ons die Heilige Gees. Ons dink terug aan die Heilige Gees wat omtrent 2000 jaar terug soos tonge uit die hemel uit neergedaal het en ons kom sê dankie daarvoor. En dan terwyl ons kom dankie sê, kry ons nog. Is ons alweer aan die ontvangkant. By elke saligspreking wat ons die afgelope week deurgestap het, is daar 'n prys. Nee, daar's 'n belofte van God en van Jesus en van die Heilige Gees. En ons moet dit vandag deel maak van ons hele lewe. Hulle beloof vir ons wonderlike seëninge op die pad waarna ons op 'n manier probeer lewe soos 'n nuwe Christen, kom daar 'n klomp beloftes ons kant. Dit moet ons droom wees. Dit moet deel wees van ons wese. Dit moet ons hoop wees. Hieraan moet ons vashou, veral in die swaar tye, die tye van die COVID-19 epidemie. Kom ons kyk na hierdie beloftes wat Jesus daar in die saligsprekinge gee. Wanneer ons probeer om die nuwe Christen pakkie aan te trek, sal ons, sê Jesus, definitief 'n plekkie kry in God se wêreld. Aan ons elkeen behoort die hemel. Ons elkeen se plekkie in die hemel is klaar gereserveer. Die hekke van die hemel is vasgeroes, dit kan nie weer toemaak nie. Ons bed is klaar opgemaak. Wat 'n belofte is dit nie vir ons nie. Maar nog ene, God self sal ons trane afdroog. Ja, daar gaan swaar tye wees. Ons kry nie 'n binnebaan nie. So nou en dan gaan daar 'n swaar seisoen oor ons trek. Ons almal moet daar deurgaan. Want ons is almal deel van hierdie gebroke wêreld. Trane gaan loop. Maar Jesus beloof dat God met die sakdoek in die hand staan. En hy sien ons trane raak. Dit raak sy hart so, dat hy persoonlik sy arms om ons sal vou en ons sal vertroos. Maar meer nog, God sal sorg dat elke stukkie grond in sy nuwe wêreld aan ons behoort. Soos wat God saam met die Israeliete uit Egipte uitgetrek het, soos hy elke dag saam met hulle deur die woestyn getrek het en vir hulle kos en water gegee het, soos wat hy die beloofde land saam met hulle ingegaan het, hulle ingelei het, sal hy ook by ons wees. Deur dik en dun, deur die COVID-19 virustyd, sal hy elke oomblik by ons wees. En sal hy vir ons 'n plekkie gee van rus. Ons elkeen sal 'n spesiale seëning ontvang op spesiale tye. Ons moet ons oë daarvoor oop hou. Hy sal binnekort julle verlange na hom vir altyd wegvat. God sal ons dors na wat reg is kom les. Hy sal die honger wat ons na hom het kom stil maak. Hy sal ons spesiale tye saam met hom gee, waar ons in sy teenwoordigheid, in God se teenwoordigheid kan wees. Ons sal verkoop opstaan en die wêreld tegemoet kan storm, want ons het by ons God weer gaan krag kry om voort te beer. Die 5de belofte wat Jesus vir ons gee is, God sal binnekort vir ons presies wys hoeveel hy vir ons omgee. Wanneer jy aan ander goed doen, dan gaan God ook aan jou goed doen. Orals in jou lewe sal jy dinge ontvang waarvoor jy nie hoef gewerk het nie, wat jy eintlik nie toekom nie. Maar dis hoe God werk. God deel graag uit, veral aan mense wat goed doen vir ander. Hou net jou oë oop, wees dit te wagte en jy sal dit sien. Die 2de belofte wat Jesus daar aan die berg vir sy disippels en die mense gee, maar ook vir ons, is God sal sorg dat ons hom met ons eie oë sien. Sjoe, hoe wonderlik is dit nie om in die teenwoordigheid van God te wees nie. Dis 'n lewensveranderende tyd. Nooit weer kan ons dieselfde wees nie. Voorwaar 'n belofte wat elke kind van God behaag. En dan die laaste belofte. En dis vir my die mees amazingste een. God sal op die laaste dag vir almal sê dat ons sy kinders is. Wanneer ons tyd op aarde verby is en ons in die ry moet gaan staan om genomineer te word of ons na die hemel of na die hel toe gaan, sal God persoonlik ons uit die ry kom haal en sê, jy is myne. Jy is myne. Dit is so 'n groot sak vol goodies.
Soveel beloftes vir my en vir jou, wat probeer om die lewe van 'n nuwe Christen aan te trek. Mag dit vir my en vir jou 'n aansporing wees. Mag ons met alles in ons hart probeer om hierdie eienskappe wat Jesus die week genoem het, deel te maak van ons lewe. Mag ons al hoe meer die stuurwiel oorgee en daar aan die passasierskant gaan sit en vir die Heilige Gees gee, kom doen jy jou werk. So help ons God. Ek nooi jou nou om saam met ons nagmaal te kom geniet. Kry solank die broodjies en die wyn of sap gereed. Wanneer jy reg is, kan jy maar gaan. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Geef vandag ons daaglikse brood en vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in die versoeking nie, en verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Terwyl die ete aan die gang was, vat Jesus 'n stuk brood. Nadat hy vir God dankie gesê het vir die brood, breek hy dit in stukke en gee dit vir sy disippels. Vat dit en eet dit, sê hy. Dit is my liggaam. Toe vat hy die beker met die wyn. Weer sê hy vir God dankie daarvoor en gee dit vir sy disippels om te drink. Drink dit, almal van julle. Dit is my bloed wat gaan vloei. Dit beteken dat baie mense se sondes as gevolg daarvan vergewe sal word. Maar dit beteken ook dat baie mense in 'n nuwe verhouding tot God sal kan staan. Die nagmaal is 'n nagedagtenismaal. Dis 'n maal waarna ons terugdink aan wat Jesus gedoen het vir ons aan die kruis. Ons dink terug, of ons gaan op 'n manier terug na Golgotha toe. En ons gaan ervaar weer wat Jesus vir ons gedoen het. Want die nagmaal is ook 'n waarborg, 'n garantie wat ons het, dat ons deel uitmaak van die verlossing, van die dood, maar ook van die opstanding van Jesus. Dit is ook gemeenskap van gelowiges, waar ek en jy, Renata, by mekaar sit en elkeen in sy eie huis, dalk met vriende en familie. Dit is 'n gemeenskap van gelowiges wat saam hierdie boodskap verkondig. Wanneer ons nagmaal gebruik, verkondig ons dit wat ons glo. Ons glo in Jesus, ons glo in sy sterwe aan die kruis, ons glo dat hy vir ons sondes gesterf het, ons glo dat hy opgestaan het en so die dood oorwin het. Daarom is dit 'n vreugdefees en 'n dankbaarheidsfees waar ons so dankbaar is vir wat Jesus gedoen het. So wanneer ons die brood gebruik en die brood breek, dan dink ons terug aan Jesus wat aan die kruis gesterf het vir ons. En wanneer ons dit dan neem, dan weet ons dat hierdie sterwe van Jesus aan die kruis en die opstanding is vir ons oorgenoeg vir die versoening van al ons sondes. Wanneer ons die wyn skink en die wyn drink of die sap, dan dink ons terug aan Jesus se bloed
wat gevloei het vir ons sondes. Omdat Jesus se bloed gevloei het aan die kruis, omdat hy gesterf het, omdat hy dood is en opgestaan het, hoef ons nie meer te betaal vir ons sondes. So wanneer ons die wyn drink, dan dink ons terug daaraan en dat dit genoeg was om die straf vir ons te betaal. Onse Here, dankie vir dit wat U vir ons gedoen het. Dankie klink so klein, maar genuine uit ons hart uit, Here. Dankie dat U van U stoel afgeklim het en aarde toe gekom het. Om die stofstrate te kom deurworstel vir ons, te kom sterf, maar gelukkig weer op te staan. Daarvoor eer ons U. Here, ons eer U dat U Gees, U Heilige Gees vir ons gestuur het. En daarvoor is ons vandag regtig baie dankbaar. En vier ons fees vandag en kom sê ons dankie, Here. Dankie, Here, dat ons 'n vriend, 'n maat, 'n leermeester, iemand het wat vir ons kan wysheid gee. Dankie daarvoor. Daarvoor, Here, eer ons U. Soli Deo Gloria. Amen.